Sjoe, wat 'n voorreg om vanoggend sommer net so 'n paar gedagtes met julle te kan deel. So welkom by ons aanlyn diens. Die Here is so 'n beduimelaar, nê. Hy's betrokke in elke aspek van ons lewens. Maar desondanks is ons besig om uit te brand. Ek sien dit elke dag en ek praat met soveel mense wat sê, "Sjoe, ek's flou." En maak nie saak hoeveel ek slaap nie, maak nie saak hoeveel kafeïne ek drink nie. Dis so asof ek nie weer my lewenslus kan terugkry nie. En mense sê vir my, "Sjoe, ek het 'n vakansie nodig," maar dan kom hulle net van 'n vakansie af. Of ons leef vir daai Vrydae, ons leef vir naweke. En tussendeur van Maandag tot Vrydag dan oorleef ons so net. En dan praat ek met girls en hulle sê, "Sjoe, ek het 'n girls weekend nodig," of "Ek het nodig om spa toe te gaan, ek het net bietjie alleentyd nodig." Ek weet nie of dit vanoggend jy is nie. Ek weet nie of jy vanoggend ook so al voel dat jou koppie heeltemal leeg is en jy niks meer het om te gee nie. Ek wil vanoggend vir jou iets van die Vader se hart kom deel. Hy wil jou koppie op 'n ander manier volmaak, op 'n goddelike manier kom volmaak. So bly gerus ingeskakel en luister hoe die Here se hart klop rondom jou moegheid, rondom jou afgematheid. Hy wil jou kom optel. Kom ons luister saam. Ek's geseënd, maar ek voel soms so alleen. Asof niks of niemand my kan ondersteun deur my woestyn. Asof ek nêrens heen kan gaan om te verdwyn. Die lewe hou my hier met my rug teenoor die muur. Die begeerte om te vlug brand soos 'n vuur. Asof die see nie wil bedaar in sy gety nie. Dis hoogwater permanent in my gemoed. Ek sien nie meer my spore in die sand nie, waar ek laagwater so gereeld kon loop. Ek koop vir jou 'n roeiboot, sê 'n maat. Ek koop vir jou 'n roeiboot en 'n span. Of begin net bloot te loop op die water. Die strome sal jou wys waar jy moet gaan. So ons kyk na wat die woord van God sê rondom volmaak, rondom wakker wees en vol energie wees. Is daar baie temas. Maar ek wil vir jou 'n stukkie uit die woord van God uit lees, maar voor ons dit doen, kom ons sluit net ons oë en bid saam. Here, dankie soos wat die son vanoggend hierso op ons skyn, weet ons dat u sonstrale nog nooit ophou skyn het nie. U het nog nooit die troon geamptekeer of ons gelos nie en u sal nooit nie. Ag en Here, partykeer voel dit vir ons asof die matte onder ons voete uitgeruk word en ag Here, asof ons regtig net plat en moeg is en asof niks ons weer daai lewenslus kan gee nie. Maar Here, so seker as wat die voeltjies vanoggend sing en die son op ons skyn vanoggend, is u steeds die een wat ons voed. En ons kom verklaar dit vanoggend. En dankie Here dat u woord dit vir ons kom bevestig. Ons is lief vir u. Amen. So as ek so pap voel en as ek so sonder energie voel, dan is hierdie volgende skrifgedeelte regtig my go-to. En ek gaan dit sommer net aan julle voorhou vanoggend en dit kom uit 2 Konings 4 uit. So in 2 Konings 4 kom die profeet Elisa na 'n weduwee toe. En sy sê vir Elisa, "Sjoe Elisa, weet jy wat, my man is oorlede en hy het skuld gehad en hierdie skuldeisers kom klop nou aan my deur. En hulle wil selfs my kinders vat, hulle wil my seuns kom vat om my skuld af te los. Elisa, ek het niks om te gee nie. My seuns is op die lyn hier, so wat moet ek maak?" En Elisa sê toe vir haar, "Hoorie, so maar wat het jy in jou huis?" En sy sê, "Ek het niks in my huis nie, kom kyk, my huis is leeg." En hy sê nie eers iets nie. En sy antwoord hom en sê, "Weet jy wat Elisa, ek het iewers in 'n klein erde kruitjie, het ek so 'n bietjie olyfolie." En Elisa sê, "Bring daai olie, bring wat jy het."
En die oomblik toe sy daar die olie na hom toe bring, toe sê hy vir haar, nou gaan en loop deur die hele village, gaan en loop deur die dorp en kry elke kruik, kry elke emmer, kry elke houer en bring dit hier na jou huis toe. En ek kan nou maar net dink hoe verbaas sy was, want dis nogal 'n vreemde opdrag, nê? Ek het niks nie en nou wil jy ek moet al hierdie kruike gaan haal en sy gemaak dit toe maar bymekaar want sy het geen ander opsie nie. Sy's op moed verloor se stoep. Soos jy dalk vandag. En toe sy daai kruike bring en na huis toe aandra, toe sê Elisa selfs nog 'n vreemder ding vir haar. Hy sê, vat nou daar die klein bietjie olie wat jy oor het en kom tip dit om in hierdie kruike. En ek kan dink dat sy stom was. Ek kan dink dat sy half in ongeloof moes staan en sê, maar hier is die paar druppels wat ek het en nou kom verwag jy dat ek al hierdie kruike moet kom volmaak? En ek dink omdat sy geen ander opsie oorgehad het nie, geen ander keuse mee gehad het nie, het sy maar net gegaan en haar klein erdekruikie getip. En in daardie oomblik wat sy op haar laagste was, in daardie oomblik wat sy geen ander opsie gehad het nie en net geloof oorgehad het, het sy getip. En toe gebeur daar wonderwerk. Elke liewe krat en kruik in haar huis het stampvol geraak met die olie wat sy oorgehad het in haar klein erdekruikie. Hoekom hierdie storie vanoggend? Hierdie storie van 'n weduwee wat skuld gehad het, wat amper alles verloor het. Selfs amper haar kinders. Want ek en jy voel ook so. Ons koppies, ons erdekruikies is leeg. Ons het uit 'n menslike oogpunt uit geen meer opsies of alternatiewe oor nie. Maar die Here sê vanoggend, jy het nie 'n vol koppie nodig nie. Jy het nie 'n vol oliekruik nodig om sy wonderwerk te beleef in jou lewe vandag nie. Jy het nie daai paar druppeltjies nodig. Maar die oproep vanoggend is om te kom al is jy leeg. Om jou kruikie te kom omtip al voel jy daar's niks binne nie. Ek kan dink daai weduwee het so half in daardie kruikie ingetuur en gesê, "Sjoe, daar's net 'n paar druppels, wat kan ek hiermee maak?" Maar die Here kan jou paar druppels vat. Wat ook al daai druppels in jou lewe vandag is. En hy kan kruike op kruike kom volmaak met sy olie. Hy kan dit wat jy bring vandag in 'n wonderwerk omskep. Maar daar's 'n call. Daar's 'n oproep. Die oproep is bring wat jy het. En dikwels dink ons het vol koppies nodig om te kan gee. Ons moet self so vol wees voordat ons onsself kan tip. Die woord leer vir ons iets anders. God sê kom net soos wat jy is. God sê bring jou laaste druppels, al is jy op 'n stoep waar jy moedeloos voel. En die oomblik as jy daar die laaste druppels bring, die oomblik as jy jou hele menswees na hom te bring en jouself omtip, gebeur daar 'n goddelike wonderwerk. Al daardie kruike het vol geword. Nie net vol nie, daar was te min kruike. Daar was olie oor. En sy kon die olie gaan verkoop en al haar skuld aflos. God wil jou skuld kom aflos. Wat beteken dit om skuld af te los? Ek gooi dit van my skouers af, dis nie meer my las nie, dis nie my probleem nie, dis nie meer my moeilikheid nie, maar God vat my moeilikheid en hy draai dit om in 'n wonderwerk. Dalk is jou koppie leeg vandag. God sê kom, bring hy leeg koppie, bring hy laaste paar druppels, en die oomblik as dit in my hande is, dan sal jy en die rondom jou vol word, so vol word, dat jy oorloop. En mag dit waar wees vir jou lewe in hierdie week. Amen. Op my pad onthou ek stories wat ek dalk nooit sal vertel. Stories van wit strande en die see. Ek onthou die lewe was eenvoudig samepel, sonder ingewikkelde tree vir tree. Ek wonder hoe daardie tyd verdwyn.
Ons was 4 vriende dwars deur die Karoo op 'n trein, op soek na 'n avontuur sonder fortuin, op soek na lewe sonder om te onderskei. Wat is goed of sleg of wat moet ons vermy? Ons was 4 goeie vriende wat kon lag rondom 'n vuur, en toe lei die lewe my van daar tot hier. Ek's geseënd, maar ek voel soms so alleen, asof niks of niemand my kan ondersteun deur my woestyn, asof ek nêrens heen kan gaan om te verdwyn. Die lewe hou my hier met my rug teen-aan die muur, die begeerte om te vlug brand soos 'n vuur. Asof die see nie wil bedaar in sy gety nie, dis hoogwater permanent in my gemoed. Ek sien nie meer my spore in die sand nie, waar ek laagwater so gereeld kon loop. Ek koop vir jou 'n roeiboot, sê 'n maat. Ek koop vir jou 'n roeiboot en 'n span, of begin net bloot te loop op die water. Die strome sal jou wys waar jy moet gaan. So keer ek terug na die beginpunt, waar ek altyd nog wou wees, daar waar niemand my meer kan beheer, waar ek net myself kan wees, sonder al die vrees, waar ek rustig van die storms kan genees, waar ek net weer kan skryf oor my woestyn, waar ek net weer kan drink van die fonteine van die gees, net weer kan ontsnap van al die vrees, wat my om elke hoek en draai probeer versteur, wat my in elke nuwe hoofstuk wil beheer. Ek staan hier met 'n nuwe das en baadjie voor jou deur. Ek vra jou mooi, ontvang my nog 'n keer.